Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Dinsdagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om 'n woord vir julle te kan bring en aan God alle eer, lof en heerlikheid dat ek in staat is om vir julle 'n woord te kan bring. Nou kind van God, ek wil begin met 'n vraag. Hoe voel dit vir jou as iemand jou komplimenteer? Voel jy geskok omdat jy nie gewoond is aan komplimente nie? Maak dit jou voel, maar ek het iets reg gedoen. Maak dit vir jou laat voel, maar nou het ek weer krag om aan te gaan. My broeder en suster, ek dink nie ons sal besef hoe belangrik is dit om gedurig iemand op te bou nie. Ek meen, as jy daai bemoediging het hier in jou hart, dan versterk dit die woord en die werke, soos dit in 2 Tessalonisense 2 vers 17 vir ons sê. En dis uiters belangrik, want in jou hart, dit is waar alles begin. En as jou hart gevul is met negativiteit, as daar heeltyd gekritiseer word teen jou, jou hart gaan definitief nie sterk voel om in jou woorde en aksies te kan doen wat jy moet doen nie. En dis ook belangrik dat ons onsself moet motiveer, onsself moet opbou, want kom ons wees eerlik, ons is baie geneig om onsself vreeslik af te kraak. Dis nie net ander mense nie, ons breek onsself ook baie keer af. So dis uiters belangrik dat ons mindset op 'n plek kom waar ons onsself opbou, maar natuurlik ook, hoe ons onsself opbou, moet ons ook ander kan opbou. Want ek meen, my broeder en suster, 'n woord, die regte woord, op die regte tyd, kan soveel dinge vermaag. Dit kan soveel dinge oopbreek. En dit is wat Spreuke 5 vers 23 vir ons sê. Om iemand te komplimenteer op dit wat hulle doen, om iemand te komplimenteer op dit wat hulle, kom ons sê, aantrek, of sommer net te sê, joe, maar jy lyk goed vandag, of joe, maar jy ruik baie lekker vandag, of net te sê, joe, wel gedaan op dit wat jy nou gedoen het. Weet jy, my broeder en suster, jy sal nie besef wat daai kompliment van jou vir daai persoon beteken nie. Maar hartseer om dit te sê, ons is eintlik baie vinnig om eerder te kritiseer. Ons is baie vinnig om eerder fout te soek. Ons soek eers fout voor ons die goud soek. Is dit nie waar nie? Jo, dis 'n eina een daai, nee. So my broeder en suster, gaan ons 'n punt daarvan maak om eerder iemand op te bou met 'n kompliment. En as iemand 'n fout maak, sê ek nie, moet hulle nie teregwys nie. Natuurlik kan jy hulle teregwys. Maar weer eens, val dit ook op die woorde wat jy gebruik, hoe jy jou woorde gebruik. Dit is uiters belangrik, my broeder en suster, want as jy iemand gaan afbreek, jy gaan hulle beslis nie motiveer om weer op te staan en om te werk aan daai fout wat hulle gedoen het nie, om te kan beter doen met dit wat hulle 'n fout van gemaak het nie. Alles, my broeder en suster, alles lê in die tong. Die tong het die krag vir so baie. En julle kan gaan lees wat die tong kan veroorsaak in Jakobus 3. My broeder en suster, julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk mooi na julle self en kom ek bid eers vir ons. Vader, ek wil vir u baie dankie kom sê dat ons mekaar kan opbou. En dankie dat ons 'n verstand gekry het om ook onsself te kan opbou. Vader, ek bid, hier uit my hart uit wil ek bid, dat ons sal ophou om onsself so af te kraak, dat ons sal ophou om onsself af te breek, dat ons eerder onsself sal opbou, onsself sal stig, want as ons onsself kan opbou, onsself kan stig, kan ons ook ander mense stig, kan ons ook ander mense opbou. Laat ons eerder fokus op komplimente, as wat ons fokus op kritiek, asseblief Here in Jesus Christus naam. Amen en amen.